In 1972 is daar in Ashbury College, dis 'n universiteit in Kanada, hou hulle op 'n maandagmôre 9 uur biduur vir die week. En 12 uur toe begin die professore skakel vir die, kom ons sê nou maar vir die administratiewe beamptes, waar is die studente? En een van die leraars laat weet toe terug vir die professor wat geskakel het. Hy sê, "It seems like Jesus walked into the Hugh Auditorium at 9 o'clock this morning, and he is still there." En na een toe die studente nou uitkom, toe smeek hulle, kan ons nie vanaand weer by mekaar kom nie. En toe kom hulle weer by mekaar. En vir 6 weke, elke aand na mekaar studente, vir 6 weke, het hulle in die auditorium by mekaar gekom, om God te soek en God te aanbid, en vandag staan het bekend as die Ashbury Revival. Jy sien, want as God werk, dan skrik nie koue nie, daai tyd was waarskynlik sneeu in Kanada, dan skrik nie 'n oorlosie nie, dan skrik nie persoonlike agendas nie, dan skrik nie af, niks skrik God af nie. En dis my gebed dat God sal kom en hierdie gemeente ook in sy oorvloedige stortvloed van seën sal saamvat. Here, ons is so bevoorreg om die woord in ons midde te hê. Die woord is kragtig, die woord is soos 'n tweesnydende swaard, wat sny tussen murg en gebeente. En u woord sny vanaand eers in my hart in. En dan sny u woord ook weg van my af. En daarom vra ons dat u vanaand sal kom en u woord vir ons sal kom oopmaak. Want Heilige Gees, ons wil na Pinkstertyd waarin ons leef, en ons saam met u leef. Ons wil in u voetspore volg. Ons wil in u skaduwee beweeg. Ons wil ons oorgee aan u. Praat met ons vanaand in Jesus naam. Amen. Charles Finney stap in sy studeerkamer in die Saterdag aand voordat hy die volgende dag gaan preek. Hy sê die kaggel het wel 'n bietjie gebrand, maar daar was nie 'n lig aan nie, maar toe hy in die studeerkamer instap, toe is dit verlig. Hy sê asof hy groot voete voor hom sien. Hy sê al wat hy kon doen, hy kon kniel by daardie voete. Hy sê al wat hy beleef het was strome. Hy sê golwe van liefde wat deur sy lewe spoel. Hy sê hy het nog nooit soveel trane op een dag gestort soos daardie dag nie. Hy sê sy trane het daardie voete, hy denkbeeldige voete gewas. En op 'n stadium het hy gesê, Here, ek kan nie meer nie, hierdie golwe van liefde gaan my doodmaak. Ek het nie meer trane nie, asseblief Here. Die volgende dag, dieselfde Finney, met dieselfde stem, met dieselfde notas, met dieselfde Bybel, met dieselfde soet, op dieselfde kansel gestap. Maar van daardie dag af was het anders gewees in sy bediening. En dit was nadat hy 35 jaar in bediening was. En elke keer as hy daarna gepreek het, het God deur sy gees mense geskuif. 'n Ontmoeting wat hy met die Here gehad het. Begeer jy ook so 'n ontmoeting? Diep, sag, maar indringend, wat jou in totaliteit
tyd verander. Ek was in 2006 was ek in die Bronx in New York by 'n gebedskerk van Jim Cymbala. En hy wys vir my 'n foto van 'n vrou wat verslaaf was. En hy wys vir my dieselfde foto, hy wys vir my 'n foto van dieselfde vrou wat na die tyd verlos was en wat 'n ontmoeting met die Gees gehad het. Jy sal nie sê dis dieselfde vrou nie. Selfs haar gelaat was verander. Begeer jy nie ook so ontmoeting met die Here nie? En miskien het die Here in die week iets in jou lewe begin losmaak. Iets in jou lewe begin doen, dat jy anders kan dink, dat jy anders kan opereer, dat jy anders kan lewe. Want die woord sê, waar die stroom van die Gees loop, vloei, sal daar lewe wees. Onthou nou, die Heilige Gees is uitgestort. Die disippels is gevul deur die Gees. En het hulle lewens dieselfde gebly? Nee. Nou, Basileia gemeente, die Heilige Gees is uitgestort. 2026 se Pinkster is môre aand verby. So wat nou van Vrydag? Die disippels se lewens is na Pinkster in totaliteit verander. Radikale veranderings. Nie 'n bietjie van 'n change of 'n bietjie van 'n die stasie was net so en dan sit ek om net so 'n bietjie op die stasie. Nee, hulle was op 'n ander stasie. Onthou julle Sondag gehoor 'n ander spirit. Hulle was onherroepelik verander. En weet jy wat? Hulle het onmiddellik verander. Onmiddellik. Hulle gewoontes is verander. Hulle tradisies is verander. Hulle manier van praat is verander. Hulle manier van dink is verander. Hulle het in hulle was by wyse van spreuke in hulle lazy boys gesit. Passief, luister na die priesters, passief. Na Pinkster, radikaal anders. Ek voel jammer as jy gekom het en jy het nie toegelaat dat God se Gees jou verander en was net nog 'n Pinkster nie. Want jy tyd gemors. Ons het nie tyd om te mors nie. Dit is 5:12. Ons moet alles nou insit, sodat die koninkryk van God kan kom, en dat jou doel, dat God sy doel in jou sal bereik, terwyl jy nog hierdie kant van die graf is. Ek dink, ek weet nie wat dink julle nie, maar ek dink die disippels se lewensmotto was, na Pinkster, meer soos Jesus. Carpe diem, Here, alles, ek gaan die dag gryp, want ek wil meer soos Jesus word. Nou, hoekom wil die Heilige Gees jou lewe verander? Hoekom? Wat is die rede? As baie redes. Een is God se opdrag. As God sê, dan moet sy disippels luister. Dit is God se opdrag. Galasiërs 5:16. Die tweede rede is, God wil ons verander deur sy Gees, want hy weet hoe sterk is hierdie vlees. Die vlees is sterk, né? Hy weet dit. En die derde rede hoekom hy ons wil verander deur sy Gees, hy weet die duiwel bly ons versoek. En hy gebruik al, jy weet, in die ou tyd, toe ek 'n klein laaitjie was, en die dominees net gepraat oor drank, rook en seks, maar dit was omtrent die goed waarmee hy, nou is al 180 ander goedes waarmee ons ook versoek. Jy weet, hy is soos hy ou baarman advertensie, die duiwel. Hy werk 25 uur uit die 24 uur. Hy is die hele tyd besig om te soek en iets voor jou in te gooi en jou van spoor af te bring en jou fokus te skuif en jou te ontstel. Dis hoekom God jou wil verander. Dat jy saam met sy Gees sal lewe. Hy wil 24 uur 7 wil hy saam met jou by jou wees deur sy Gees.
Nou kom ons kyk wat het gebeur in die gemeente na Pinkster. Handelinge 2 vers 40 sê, met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor. Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. So kom ek nou stadig gelees, ek wil jy moet dit nou vat net hierdie gou in jou hart. Wat het hulle gedoen? Hulle het heelhartig toegelê op die leer van die apostels, die skrif. Die onderlinge verbondenheid, dit wat hier gebeur. Die gemeenskaplike maaltyd, wat insluit, hulle het saam geëet, hulle het saam geleef, sluit ook die nagmaal in, en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. 44. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Julle belangrik is eenheid in 'n gemeente. Nou, hoe sal God kan ons nie teen sy eie karakter ingaan nie, is ek reg? Hy kan nie teen sy eie karakter ingaan nie. En God se karakter is een. So, het is geweldig belangrik om die eenheid na te streef in die gemeente. Paulus sê dit ook. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel, volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag, hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en alle eenvoud geëet, en God geprys. En die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ja. So wat het gebeur na Pinkster, julle? Toe daai gemeente in totaliteit verander is en die lewens van die disippels verander is. Kom ons kyk wat het gebeur. Die eerste ding wat gebeur het is hulle geestelike blindheid is verander in geestelike insig. So hulle was geestelik blind. Petrus sê, los almal u, ek sal by u bly. En toe dit op die push kom, so hy het nie daai geestelike insig gehad dat wanneer dit op die push kom, moet hy deurdruk nie. Maar na Pinkster het hy geestelike insig gehad. En daai visserman, en daai visserman, hy het nie 'n graad gehad, hy het net 'n ruggraat gehad. Het hy opgestaan in die pilaargang van Salomo. En ons het 'n deeltjie van sy preek gelees vanaand. En 3000 mense tot bekering. Ek dink daar was gegaan. Revival in Jerusalem, het op die Jerusalem Times gestaan. Man, sal God dit nie ook hier, hy kan dit gee. Ons moet hom vashou in verwagting. En ons moet toelaat dat God ons geestelike oë sal oopmaak, dat ons in die gees kan sien. Hulle was nie meer skaam nie, man. Hulle was nie meer bang nie. Hulle het nie weggekruip nie. Hulle het nie verskonings gehad nie. Vroeger was hulle blind, maar nou is hulle anders. Hulle geestelike oë het oopgegaan. Hulle het met gesag gepraat oor die woord. Hulle geestelike oë het opgegaan. Wat probeer ek sê? As hulle die woord gelees het, het hulle nou geestelik gesnap en geabsorbeer. So hulle kon dit weer gaan deurgee of gaan weergee. Hulle het met gesag gepraat oor die woord. En die Heilige Gees sal jou geestelike oë oopgemaak. Of kyk jy maar net nog in die sigbare wêreld vas? Sien jy dinge in 'n geestelike konteks? Kyk, toe die Gees hierdie ouens vat, het hulle nie net die regte klanke gemaak nie. Hulle het nie die regte dinge gesê nie. Hulle het nie Christianies gehad nie. Daar was nog nie Christianies in daardie tyd nie. Die kerk was splinternuut, maar hulle het sonde oorwin. Hulle het sonde oorwin. Onthou, hulle was onder totale nuwe bestuur. En in elke plek gaan ons onsself vanaand toets. So toets jouself vanaand.
Toets jouself. Is jou geestelike oë oop? Kry jy konstante voeding uit God se woord uit? Watter skrifgedeeltes het jy die laaste tyd oor gemediteer, gedink oor, vir jouself jou eie gemaak, en het gaan toepas? Of lees jy maar net 'n stukkie en dan bid jy en dan gaan jy aan? Of laat jy toe dat die woord jou voed, want jou geestesoë is oop. Is jy nog geestelik blind? Die deurbraak vanaand is, elke keer gaan daar 'n deurbraak is, die deurbraak vanaand is, vra vir die Here om jou geestesoë te open, dat jy geestelike insig kry, soos die disippels na Pinkster. Vra nou, vra hy met jou geestelike oë open. Open ons geestesoë, Here, dat ons kan sien in die gees. As 'n tweede ding wat met hulle gebeur het. Hulle was verslaane gelowiges voor die tyd. En na die tyd, opgewonde disippels. Opgewonde disippels. Hulle was verslae. Ons Here is weg. Ons het gedink hy gaan ons red. Hy het gesê hy is die Messias. Nou is hy weg, hy is nie meer by ons nie. Hulle was depressief geweest. Dit was 'n donker kant wat hulle van die lewe gesien het. Hulle was negatief. Hulle was krities. Hulle het weggehardloop. Hulle was sinies. Hulle het heeltyd verskonings gesoek. Maar na die herlewing in die bofortrek het hulle negatiewe gevoelens verander in positiewe geloof. Hulle was opgewonde oor die Here. Hulle was so opgewonde, hulle het vir Paulus gesê, hoor jy, dis 9:00 in die môre, en hierdie ouens is dronk. Vliegtig is 'n woord, Jobs. Hoor, hy was 'n opgewondenheid oor die gees van God, wat lewens aangeraak en verander het. Kom nou, jy is te ernstig vanaand, hoor jy my, jy's te, moenie opgeslurp wees nou in jou eie denke nie. Hoor wat die Gees sê. Hy vra opgewondenheid wat hier uitkom. Kan ek nie maar bly vir môre aand nie, want ek is opgewonde oor môre aand. 80 mense, onthou nou, die 'n vyfde of 'n kwart. Skryf in elk geval eers vanaand in vir môre aand, soos nog 20, soos gaan 100 kry, 105, 110 mense. Hy is opgewonde. Dit sê daar's 'n stuk opgewondenheid. Dit sê ons wil die wees. Dit sê ons wil die gemeente bou. Dit sê jy wil jou hande vuil maak. Maak nie saak of dit met pannekoek is of dit met grond is en of dit met die skrif is. Maar jy wil dit gebruik vir die Here. Jy wil hierdie gebruik vir die Here. Jy wil hierdie gebruik vir die Here. Jy wil hierdie gebruik vir die Here. As 'n stuk opgewondenheid. As ek hier op 2 halwe knie vervangings gehad het, dan het ek hier afgespring vanaand. Van verslaane disippels tot opgewonde volgelinge van Christus. Hulle was so luister, hulle was radical, man. Hulle was so opgewonde. Petrus stap by 'n ou verby wat vir hom iets vra. Hy sê, "Ekskuus, wat jy wil hê, het ek nie om jou te gee nie. Ek is 'n visserman. Ek het nie geld om vir jou te gee. Maar wat ek het, die gee ek vir jou. Staan op, vat jou bed en loop." En toe sy skade weer oor mense val, toe word hulle gesond, hoor, hulle radikaal. Daar was opgewonde, daar was nie 'n passiwiteit nie, daar was nie 'n passieloosheid nie. Maar dis wat die wêreld wil sien. Die wêreld wil sien Jesus lewe. Die wêreld wil sien ons is bly. The joy of the Lord is our strength. Die wêreld wil sien ons is bly, ons is opgewonde in die Here ten spyte van die pyn en die seer van hierdie wêreld waarin ons leef. Die wêreld wil sien ons is een in Christus. Die wêreld wil sien ons glo hom. Die wêreld wil sien ons is opgewonde oor Jesus. Ons toets onsself. Is jy verslaan? Of leef jy in blydskap?
Kyk, ek loop 'n tydjie by ouens verby, dan lyk dit vir my, die indruk wat ek kry, hulle moet nog net toegegooi word, hulle is eintlik klaar met. Hulle lyk of hulle oudgebore is. Vir wat? In my persoonlikheid, nee man, ons is. As hier 'n vreugde is, as Christus, sy gees, jou lewe gegryp het, dan as jy op 'n ander manier bly, want jy is bly in hom, is jy opgewonde oor Jesus. Opgewonde oor die kruis, wat mense red. Is dit vir jou belangriker oor wat mense van jou dink, as wat God van jou weet? Onthou, ons is besig met verslaane gelowiges en opgewonde disippels. Draai jy kwaad in jou hart teenoor enige iemand? Ons moet 'n deurbraak kry. En die deurbraak is blydskap. Ons moet opgewonde disippels word. Vra dit vir die Here. The joy of the Lord is my strength. Geef vir my blydskap, Here. Verander dit nou in hierdie oomblik. Verander dit. Ok, hoe stap ek saam met die Here verder? Wat het na Pinkster gebeur? Selfsugtige disippels teenoor akkommoderende vriende. Kyk, alles het rondom hierdie ouens gedraai. Alles het rondom hulle self gedraai. Hulle was baie selfsugtig. En skielik het hulle oë oopgegaan vir mekaar. Interessant. Aanvanklik was die onheilige drie-eenheid die belangrikste in hulle lewe. Ek, my en myself. Dit was die onheilige drie-eenheid. Dit was vir hulle die belangrikste. Maar toe die Gees van die Here hulle lewens nuut maak, toe gaan hulle oë oop verander. En as hulle ekstra stukkie grond gehad het, dan verkoop hulle dit en dan bring hulle die geld en dan sê hulle gee dit. En as hulle ekstra kar gehad het en as hulle beleggings losgemaak het en so, dis wat hulle gedoen het. Dis radikaal. Jy sien die krisis is die postmoderne mens. Hy leef vir homself. Hy leef vir homself. Hy bou sy eie koninkryk. Maar ons as volgelinge van die Here, wat vol is van die Gees, leef vir hom. En ons is akkommoderende volgelinge. Ons sien mense om ons raak. Hulle het verander van ontvang na gee. En ek bedoel, Marius, daar's boeke in die teologie geskryf oor die verbruikersmentaliteit in die kerk. Veral as jy in 'n groter gemeente is, dan kyk jy op die website. Jy check dis is 'n restaurant. Jy kyk na die menu. Jy kyk wie preek vandag. Willem Baartman spreek. Die is snails met baie knoffel. Ja, sien lus vir 'n voorgereg. Okay. Marius Nel preek hierso. Okay, hy het steak and chips. Right shop. Ek gaan dus hoor. Hulle het nie selfsug meer in hulle lewe gehad nie. Hulle het ook nie toegelaat nie. Kom ons toets onsself. Draai jou lewe om jouself. Sien jy ander raak? Sien jy pyn raak? Sien jy seer raak? Sien jy mense wat uit die samelewing uitgedruk word raak? Sien jy die agterpos raak? Sien jy die depressante raak? Sien jy die weduwees raak en die wese? Sien jy mense raak wat verlore is? Sien jy hulle raak? Is jy 100% eerlik met jouself? Het jy 'n liefde vir ander? En 'n begeerte dat mense gered sal word? Ons het 'n deurbraak nodig. En die deurbraak is, Here, deur U Gees, na Pinkster, help ons om ander lief te hê.
Here, help ons om betrokke te raak by ander. Help ons om betrokke te wees by ons gemeente. En Here, help ons om betrokke te wees in Jerusalem, waar ons is, maar ook in Judea, Here, verder. En ook in Samaria en Afrika. En Here, ook iewers in die wêreld. Dis die gemeente se roeping. Natuurlik is ons primêr hier waar die pot kook en prut. Maar hierdie gemeente het arms in Witbank, het arms in Mpumalanga, arms in iewers in Suid-Afrika, elders in Afrika, Noord-Afrika is daar net 2 tot 7% Christene. Midde-Ooste praat ons nie van nie. As 77,000 mense wat vandag sterf in Indië, wat nog nooit die naam van Jesus gehoor het nie. Daar is onlangs 150,000 mense in een tsunami in Pakistan dood, wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Wie gaan dit vir hulle sê? God se kerk. En nie net Amerika wat baie geld het nie. Nee, Basileia en Witbank, wat iewers 'n stroompie kan laat vloei, waar God julle wil gebruik. Mag die Here julle gehoorsaam maak ook. En die deurbraak is om betrokke wees by ander. Die deurbraak in jou lewe is, seën ander. Vra vir die Here hierdie week, voor Sondag, op watter manier moet jy iemand seën? Jy kan hom seën met 'n WhatsApp ook. Jy kan hom seën met 'n pannekoek na die, dit is jammer, daar is nie meer nie, maar in elk geval. You catch my drift. Jy seën hom met iets wat die Here vir jou sê, jy moet hom mee seën. Het hoef nie noodwendig altyd geld te wees, maar dit kan ook dit wees. Maar wees net 'n seën vir ander. Miskien is dit net nodig om te gaan kuier, miskien is dit nodig om 'n oproep te maak. Miskien is dit nodig om iets van jouself te gee. As jy seën het, gee ene. Seën ander. En jy sal geseën word. Kom ons dra, die deurbraak moet wees. Kom ons kyk 'n bietjie weg van onsself af. Onthou, ons is besig om te praat oor wat het met hulle lewens gebeur. Selfsugtige disippels het verander in akkommoderende volgelinge. Vra dit vir die Here. Vra vir die Here, wie, wanneer moet jy, of wie moet jy seën in die week? So Heilige Gees, help ons dat daar nou sekere dinge op ons hart kom. Miskien 'n naam, miskien 'n foto, miskien 'n organisasie, miskien 'n... Here, ons as u kinders wil tot seën wees vir ander. Hoe stap jy saam met die Gees? Wat het hulle gedoen na Pinkster? Hulle flou geselsies het verander in kragtige getuienisse. Ek is oortuig as hulle daar gesit en visvang het, net te regmaak het, hulle gepraat oor die vispryse, markpryse. Hulle het waarskynlik gepraat oor die weer, jy weet, hoe lyk dit môre, gaan ons môre kan visvang, boys? Hulle het oor sulke goedjies gepraat. Hulle het heel waarskynlik gevra, waar is Jesus? Wanneer kom hy weer na ons omgewing toe? Wat het julle gehoor van hom? Het julle, weet julle waar tree hy op? Hulle het waarskynlik oor hom gepraat. Maar die geselsies was flou. Hulle was nie op die markplein. Ek bedoel, dit was so flou geweest. Toe 'n gewone dametjie wat skoon gemaak het, wat julle koppe nou gaan by Caiaphas se huis. Gewone dametjie wat skoon gemaak het, terwyl Petrus by die vuur staan, en sê, maar jy is ook een van sy volgelinge. Hy is so flou dat hy sê, ek ken hom nie. Ag nee, kom nou, jy is ook een van hulle. Jou spraak sê vir ons, jy kom van Galilea af. Ek sweer voor God, ek ken hom nie. Hoor dit hoe flou is dit? Maar toe die Gees hom gryp, toe getuig hy met vrymoedigheid, met krag. Hy is nie skaam nie, hy staan voor die Joodse raad. Hulle kon hom aan 'n paal ophang.
Caesar kon met hom mors, hy kon hom 'n lig gemaak het vir 'n rukkie, dis wat Caesar gedoen het. Hy het Christene aan die kant, aan lamppale opgehang en aan die brand gesteek vir lig. Hy is nie bang nie. Hy sê, ek ken hom. Hy is nie toe weer verslaan nie, hy is opgewonde. En hoor wat het gebeur, die feit dat hulle gepraat het, die feit dat hulle die evangelie, die lig van die evangelie versprei het, het daar daagliks mense tot die gemeente gekom. So Here, mag hierdie 'n fontein wees, 'n fontein wat borrel, en mense kom drink hier. Ons profeteer dit oor die gemeente. Mense kom drink en versadig sal word, en dat ons spontaan vir Jesus sal verkondig. Kom ons toets onsself. Is jy regtig besorgd oor mense wat verlore gaan? Regtig. Maar wanneer laas het jy gehuil oor mense wat moontlik verlore gaan? Onthou, ons is by flou geselsies. Praat jy saam met ander om die braaivleisvure oor vulgêre sake? Is jy maar net deel van die stroom van die lewe? Of is jou woorde en jou optrede bo verdenking? Soek jy geleenthede soos Petrus om die naam van die Here groot te maak? Ons geselsies moet nie flou wees nie, maar ons moet kragtige getuies wees vir die koning. En dis ons deurbraak. Kom ons getuig in die krag van God se gees. Vra dit vir hom. Vra vir hom. Here, maak my tong los. Help my op ander maniere, as ek nie kan praat nie, help my op ander maniere om die lig uit te straal, dat mense kan kom na die Here toe. Julle weet daai woord in 1 Timoteus 6 staan daar: vrouens, julle sal julle mans help om by die Here uit te kom, ek parafraseer nou, sonder om 'n woord te sê. En lees uit dit, baie mooi. So as jy so lewe, Maria, dan sal jou man na die Here toe kom, sonder dat jy hom hoef te push, of te sê, kom ons gaan nou kerk toe, wat jy nou weer lyf vanmorgen, wat jy nou weer gestaan vanmorgen, en nie dit hoef te doen, hy sal kom, oor jou lewe. Daar is 'n tweede laaste ene, wat het gebeur na Pinkster? Dis die tyd waarin ons leef. Ek probeer nou heeltyd saamvat, dat jy herinner word, dis wat ons moet wees, is na Pinkster. Van 'n vallende opstaan lewe het hulle oorwinning oor sonde gekry. Petrus se vallende opstaan, sy lieg, hy staan nie op, hy is hoogmoedig. Ek sal nie volg, ek het dit net nou gesê. Maar na die Heilige Gees was daar 'n oorwinning oor sonde. Nie volmaak nie, maar verander. Hoe lank sukkel jy nou al met jou humeur? Of jou taalgebruik, of irritasies, of negatiewe gesindheid, kritiek, selfgesentreerdheid. Hoe lank sukkel jy nou al oor hierdie vrye sê wat jy oor mense het? Leuns, jy kan nie oorwinning nie. Jy het deurbraak nodig. Om van 'n vallende opstaan te gaan na 'n lewe van oorwinning oor sonde. Jy gaan oorwinning kry as jy die Gees van God toelaat. Moenie toelaat dat sonde jou vasbind nie. Ek sien baie keer, ek het nou 'n beeld gekry, toe ek 'n kind was, het ons nog beeste gemelk, en so gemelk. Dan maak jy mos nou 'n spantou vas so, dan sal die bees mos nou so. Hy kan sy baie keer spring, kan hy baie keer dit doen, maar is al wat hy kan doen. En ek het die beeld gekry dat baie van ons Christene is gespantou. Die sonde hou hulle so vas, hulle kan net so bietjie beweeg. Nee, God het vir ons vryheid bedoel, vryheid in oorvloed. Ons het 'n deurbraak nodig.
beoefen jy, ons toets onsself, beoefen jy aktiwiteite wat nog onrein en sondig is? Nee. Dit was voor Pinkster die kenmerk van hulle lewe. Maar na Pinkster het hulle oorwinning gekry. Ja, ek weet nie of wat iets is waarom jy nou sukkel in jou lewe nie. Net jy weet daarvan. So dink tussen jou en die Here, hy staan tussen jou en die Here, maar jy weet daarvan. Jy dink hy weet nie daarvan, maar hy weet. Wil jy nie daai dink vanaand? Kom sê, Here, ek wil oorwinning oor daai ding nie. En Heilige Gees, help my. Vra hom, jou deurbraak is so naby aan jou soos een woord. Vergewe my, Here. En help my, Here. Wat het na Pinkster gebeur? Laaste ding, op grond van hierdie teks. Hulle het in ongehoorsaamheid gelewe. En toe na Pinkster, toe word hulle gehoorsame disippels. Hulle het nie alles oorgegee nie, hulle het nog goed vir hulle self gehou. Maar na Pinkster het hulle elke dag by mekaar gekom. Dit beteken nou nie letterlik ons moet elke dag by mekaar kom, maar dit sê ons moet so dikwels soos wat ons kan, moet ons nie die fellowship, die beginsels van die gemeente minag nie. So hulle was gehoorsaam, hulle het mense na die Here toe gekom, hulle het hulle gehelp, hulle was daar, hulle was gehoorsaam om te kom, hulle was gehoorsaam om te dien, hulle was gehoorsaam om daar te wees. Nou ek bedoel, as ek as pa vir my kind iets vra, en ek glo, ek het in 'n baie gedissiplineerde huis groot geword. En ek het probeer om my kinders te help in dissipline. Ek en Marisa sê altyd, daar's 3 goed as ons kursusse aangebied het, bied dit oor ouerskap, wat ons nie kan vryspring nie. Dus, ons het altyd vir hulle gesê, gebruik LSD, liefde, sekuriteit, dissipline. En hulle het die dissipline gehad om elke dag mense te help om na die Here toe te kom. Maar as ek nou vir my kind sê, hoorie seun, pappa verwag dit van jou, doen dit vir my. Of hy ignoreer my, of hy sê vir my nee, of as hy my nog vir my nee sê, is dit nog oké. Maar as hy my net ignoreer, dan sê dit hy ondermyn my gesag. So en as God wat my aangestel het oor hom, sal ek hom moet dissiplineer. Nou hoeveel te meer, as ons pa vir ons vra, asseblief, stap saam met my, wees by my, ek het gegaan om vir jou plek te maak, ek werk daar, jy moet hier werk. Wees my voete, wees my ore vandag by die werk, wees my mond by die kantoor, wees my hande by die rugbywedstryd, by die kinders in die klas, wat ook. Sal jy wil ja sê? Natuurlijk sal ons wil ja sê. Onthou wat ek gesê het, die ergste vir my is as die kind jou ignoreer. En ons wil die God se hart seer maak deur hom te ignoreer. Natuurlijk nie. Want wat nog gebeur het, hulle het vrygewig geraak onder mekaar, ons het dit net nou gelees. Daar was 'n vrygewigheid onder hulle het mekaar versorg. Daar was 'n dapperheid onder, toe Petrus en Johannes voor die Joodse raad staan, in Johannes 4, Handelinge 4, daar was 'n wysheid wat hulle gekry het van die Here af, maar daar was 'n dapperheid. Hulle het 'n vrugbare bediening gehad, jy kyk na Handelinge 14, hoe die deure oopgegaan het vir Paulus en Silas en al die ander trawante. Daar was 'n vrugbare bediening gewees. Die Here wil jou ook gebruik.
Daar's 'n man wat in Indië stap in 'n bamboesplantasie in, op sy eie plaas. En hy soek 'n bamboes. En hy kry so 'n groot, gespikkelde bamboes. En hy sê vir hom, bamboes, ek wil jou graag gebruik, as jy tot my beskikking. Natuurlik my Heer, ek is tot die beskikking. Hy sê, bamboes, dit gaan beteken ek moet jou afkap. Hy sê net nie dit nie, meneer. Hy sê, bamboes, dan kan ek nie meer gebruik nie. Hy sê, okay, kap hom, meneer. En bamboes het uitgestrek gelê op die grond en hy het vir hom gesê, bamboes, ek wil jou baie graag gebruik. Ek het 'n baie spesifieke taak vir jou. Hy sê, is jy tot my beskikking? Hy sê, natuurlik my Heer, ek is tot die beskikking. Hy sê, bamboes, het gaan beteken ek moet jou stroop van al jou blare. Hy sê net nie dit nie, meneer. Hy sê, bamboes, dan kan ek jou nie meer gebruik nie. Sê, ek stroop hom, meneer. En bamboes het kaal gelê, uitgestrek op die grond en hy het gesê, bamboes, ek wil jou graag gebruik. Bamboes, weet jy wat, jy is 'n unieke instrument in my hand. Ek wil jou graag gebruik. Hy sê, is jy tot my beskikking? Natuurlik my Heer, ek is tot die beskikking. Bamboes, het gaan beteken ek met jou middel deur kap. Hy sê, net nie dit nie, meneer, dit was nie die deel nie. Net nie dit nie, meneer. Hy sê, bamboes, dan kan ek jou nie meer gebruik nie. Ek sê, okay, meneer. Ek het nou tot hier gekom, meneer, gebruik my maar. Doen soos jy wil en hy kap hom middelheer en dan lê hy in 2 stukke. Hy sê, bamboes, ek het 'n baie spesifieke taak vir jou. Ek wil jou baie graag gebruik. Is jy tot my beskikking? Hy sê, natuurlik my Heer. Hy sê, bamboes, het gaan beteken ek moet jou uithol. Hy sê, net nie dit nie, meneer. Hy sê, meneer, wat nog? Hy sê, bamboes, dan kan ek nie gebruik nie. Hy sê, hol maar uit, meneer. Die bamboes is uitgehol en sy voorkant en sy agterkant is aan mekaar gesit en hy is gebruik vir 'n leivoer na die reisland toe en die eerste keer in 88 jaar was die opbrengs van daardie reisland 'n rekordoes. 1 bamboes. Hoeveel bamboese is net hier vanaand? Bamboes? Is jy tot my beskikking? Bamboes? Is jy tot my beskikking? Natuurlik my Heer. Dit kan beteken dat hy jou moet vorm, dat hy jou moet shape, dat hy jou ou en verlepte blare en vruggies wat niks werd is nie afhaal en jou uithol en jou nuut maak deur sy gees, sodat jy 'n volgeling van Christus na Pinkster kan wees. Vol van die water van die gees as 'n leivoer na God se mense en God se wêreld. Bamboes. Ek wil jou gebruik. Ons toets onsself. Galasiërs 2 vers 19b en 20 sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Sterf voordat jy sterf. Dis die lewe na Pinkster. Ons toets onsself op hierdie gedagte. Doen jy wat God vir jou sê? Of redeneer jy nog met hom? Hoe meer jy met hom redeneer, hoe minder gaan jy dit doen. Want hoe meer kry jy jou eie antwoord. Trust me. Vervul jy jou deel in die liggaam van Christus? Doen jy die dinge wat God tevrede stel in hierdie gemeente waartoe hy jou geroep het? Ons het 'n finale deurbraak nodig. Die finale deurbraak is van ongehoorsaamheid na gehoorsaamheid. Al kos dit wat. Dis die lewe na Pinkster. Of gaan terug na voor Pinkster. Dis radikaal.
Want toe Petrus hulle gesê het, ja, toe was dit nie 3 easy steps to heaven nie. Jy het iewers op 'n baal gesit by Shalom, en jou hand in die lug gesteek, en nou gaan jy hemel toe doen. Ek sê nie, jy gaan nie as jy 'n beslissing gemaak het, maar ek sê net, vir ons is dit baie makliker, in vandag. As daai ouens gesê het, ek volg Jesus, het het hulle beroep gekos, het hulle lewe. Dis soos die moslims vandag wat tot bekering kom. Ek gaan oor 2 weke gaan ons die kerk help in Turkye, waar hulle sê, asseblief, ons kry swaar, kom help ons. So Petrus hulle sê ja, moes 'n ja gewees het vir, ek gee my lewe, ek lê dit af. Kan ek 'n laaste ding sê, mag ek? Kan 'n mens die beheer van die Heilige Gees in 'n mens se lewe verloor? Ek praat nie nou oor die, kan jy jou verlossing verloor, ek praat oor, kan 'n mens die beheer van jou, kan 'n mens die beheer van die Heilige Gees verloor? Kan geesvervulde Christen het 3 vyande. Dis nie op die slide nie, jy moet dit skryf. 3 vyande. Die eerste vyand is my sondige natuur. Dis die stryd tussen die gees en die vlees wat 'n spanningsveld veroorsaak. En ek moet heeltyd veg teen hom. Onthou julle die wit hond en die swart hond, die geek is die een wat domineer, onthou jy daai voorbeeld? Okay, so die vyand is die sondige natuur. En as die sondige natuur oorneem, dan neem hy mos beheer. Aan die ander woorde, jy volg jou ou lewenstyl. Die tweede vyand is die sondige wêreld. So een is sondige natuur, maklik om te onthou, ander is sondige wêreld, Jakobus 4 vers 4. En daar staan, weet julle dat 'n vriend van die wêreld 'n vyand van God is. Met ander woorde, die wêreld kan ons wegtrek van die Here af. Dit staan ook in Markus 4 vers 19, hy sê 4:19, hy sê, dis die sorge van die lewe, die verleidelikheid van rykdom, en die begeertes na allerlei dinge kom op en verstik die woord en dit bly sonder vrugte. Dis ek nou 'n bietjie vinnig gesê. So sien julle wat doen die sondige wêreld. Daai 2 tekste kan julle gaan vat en gaan lees verder. En natuurlik, die vyand word baie mooi weerspieël oor die sondige wêreld in die verlore seun se lewe in Lukas 15. Hy het wat sê die Bybel? Hy het die sondige wêreld lief gehad. Okay? Die sondige natuur is 'n vyand, sondige wêreld, so ons moenie toelaat dat dit ons insluk nie. En dan natuurlik die vyand wat staan in 1 Petrus 5 vers 8, waar hy sê, kyk, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Daarom Efesiërs 6 vers 12, maar jy, man van God, maar jy seun van God, dogter van God, bly op jou pos. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listige aanslag van die duiwel. Maar bly op jou pos. Bly vasgeanker in die werking van God se Gees. Nou gaan ons hier uit vanaand. En hoe gaan ons bly vashou in God se Gees? Eenvoudig, baie eenvoudig. Bly onder sy beheer. Hier kom, help my, woon die Heilige Gees. Onder nuwe bestuur. So bly onder sy beheer. Kies voortdurend. En dan as jy struikel, dit sê 1 Johannes 2 vers 1 sê dit. En as jy struikel, daarom skryf, hoor wat hy sê, daarom skryf ek hierdie dinge, dat julle nie moet sondig nie. Joh, daar dit woord. En dan sê hy, maar as een van julle sondig, as ons struikel. Julle het die voorspraak by die Vader, en nie net vir julle sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So as jy struikel, herstel dit net. 1 Johannes 1 vers 9, maar aan elkeen wat gesondig het en wat terugkom na die Here toe, verlos hy, maak hy nuut en maak hy skoon. En vergewe hy. Maak hy vol. So bly onder sy beheer. Herstel as jy struikel. En dan bevestig jou ooreenkoms elke dag. Alright.
It's time. Wil jy saam met my kies vanaand? Jy kan of ek soek nou eintlik 'n mooi vaas of 'n ornament. Wie 'n ornament is, daar's 'n ornament. Wil jy 'n mooi ornament wees? Dit lyk mooi. Okay, behalwe nou nie hierdie ding, hy het nou werk nie, dit nou verstaan, maar ons veronderstel dat dis 'n mooi blomvaas of 'n ornament. Hy lyk mooi en hy doen ietsie ook, jy weet iets in hom bære. Maar hy vergader meestal stof. So wil jy dit wees, 'n ornament. Of wil jy 'n instrument wees? Hierdie goed wat die manne dra, hierdie Leathermans, hy het 'n knipmes in, en hy het 'n skertjie, en hy het 'n skroewedraaier, en hy het 'n liggie, en hy het 'n torch, en party van hulle seker nog kameras. Hy's 'n ornament, hy's nie 'n ornament, hy's 'n instrument, wat op baie maniere vir die Here kan werk. En dit is 'n mooi teks, wat in 2 Timoteus 2 vers 20, hy sê, en ek maak jou 'n instrument wat afgesonder is vir bruikbare diens. So wil jy 'n ornament wees of 'n instrument? Wil jy nie vanaand in die Here se hande beskikbaar stel, en as jy uitstap, met al hierdie lering wat jy gekry het hierdie week, net tree vir tree, gaan leef jy in die kragveld van God se Gees. Intentioneel. As jy by die apteek instap, intentioneel. As jy die straat afstap, intentioneel, wie sien jy raak, wat jou geestes oopgaan. As jy in 'n geselskap sit, luister intentioneel, wat sê die Gees vir jou. En dan het ons 'n afwagting wat ons gisteraand gehoor het, vir die reën, wat gaan uitsak, oor hierdie gemeente. Hoor, die donderwolke begin al saampak. Het gaan een van die dae reën. Dit gaan 'n groot reën wees. Dit gaan 'n stortbui wees. Hier gaan baie mense in die koninkryk van die Here inkom. En hierdie gemeente gaan 'n invloed hê, gaan 'n stroomwater vloei, wat ander mense saamvat. En eendag as ek saam met julle voor die troon staan, en ons sê 24 uur van die dag vir die eerste 100 jaar, dankie Here dat ons gered is, en vir die tweede 100 jaar, o Here, dankie vir dit wat U gedoen het in Basileia gemeente. Net soos Duncan Campbell gesê het, do it again, Lord. Do it again. So as ek saam met jou gaan sit, is dit okay as ons sit. En so Sondagoggend gee ons net self oor. Ons het begin met dit en ons sluit af met dit. Sê saam met my, saggies, Heilige Gees, U rus my toe om U te dien en ander te bedien. Salf my hoof wat aan jou kop, sodat my gedagtes rein kan wees. Salf my ore, dat ek goed kan hoor wanneer U met my praat, vat aan jou oë. Salf my oë, dat ek kan sien waar U my lei. Salf my mond, dat ek kan sê wat vir U goed is. Salf my hande, dat ek ander onvoorwaardelik kan dien. Salf my voete, sodat ek kan loop waarheen U my stuur. En salf my lewe en rus my volledig toe, sodat ek die lewe in oorvloed kan hê. Ons Vader, ons buig vanaand voor U en voor U alleen. En ons sê vir U dankie vir hierdie onbeskryflike
tyd waarin ons in U teenwoordigheid kon wees. En ons dankie as ons hier uitgaan dat ons steeds in U teenwoordigheid geleef. Want ons is nie versla en verslaane disippels nie. Ons is opgewonde volgelinge van U. Ons is nie uitgeknikker deur die vyand nie, maar ons is volgemaak deur die Gees. Ons het nie flou geselsies nie, Here, maar ons wil kragtige getuies wees. Here, en ons het ons ou lewe gelos, want ons wil nie ongehoorsaam wees aan die opdrag nie. Ons wil gehoorsame disippels wees. Dankie Heilige Gees, dat U uitgestort is en dat U elkeen van ons wil ontmoet, elke dag wil volmaak en wil oorvloedig gebruik. Ons het nie woorde vanaand, genoeg woorde in Afrikaans, mooi genoeg woorde in ons moedertaal, om te sê, prys die drie-enige God. Prys die Heer, want Hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ons sien uit na die vrug wat U deur U Gees gaan oplewer in hierdie tyd. Dankie vir hierdie gemeente. Ons bid, Here, dat U Gees dinamies werksaam sal wees. Ons dankie vir ander gemeentes in hierdie dorp. Ons seën hulle, dat God se Gees ook in hulle lewe werksaam met passie sal wees. Ons prys U naam en ons dankie ons Gees. Amen. En almal sê,